Vriende, vanmôre is dit 'n voorreg om u weer te groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 265. Hierdie pragtige woorde sê: Gods volmaakte vrede is 'n stroom gelyk, heerlike verkoking, lieflik, soet en ryk. Hoe volmaak tog vloei dit dieper op die dier, hoe volmaak tog groei dit voller ieder uur. Die koorgedeelte sê: harte wat vertrouend, stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede en rus. So pragtig Halleluja lied, jy moet bietjie al die verse gaan lees en ek lees vir u hierdie Halleluja lied juis omdat ons vanmôre aangaan met ons reeksie wat handel oor die wonderlike Messiaskind wat gebore sou word volgens die profesie van Jesaja 9 vers 5 en het ons alreeds vir u gesê dat hierdie profesie sê dat Christus sal wees wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en dan ook die vredevors. Ons is tans besig om met u te praat oor die gedagte van dat hy die vredevors is. En ek het vir u gesê, vriende, in die eerste plek, dat Christus as vredevors gekom het om aan die verlore sondaar vrede te bring deur sy soendood aan die kruis. Ek het vir u gesê, ons almal is sondaars gebore. Ons elkeen gaan eendag vir ons eie sonde verantwoording moet doen. Ons gaan eendag voor God rekenskap gee van ons lewe. En die Bybel sê vir ons, alleen wanneer ons in die Here Jesus is, wanneer ons deur die geloof sy verlossingswerk ons deel kom maak het, dat ons dan ook sy kinders genoem kan word. En eendag voor God kan staan en sê, Vader, ek staan voor u en ek het vrede, omdat Christus vir my die bewerker was van hierdie vrede, deurdat hy die straf van sonde van my kom wegneem het, deur dit aan die kruis vas te naal. En Vader, dankie dat ek deur die geloof dan aan u kan behoort, omdat Christus dit vir my moontlik gemaak het. Hy alleen is die vredevors. Vriende, geen ander kerk, organisasie, mens, wie ook al kan vrede in die siel bewerk, behalwe die Here Jesus Christus nie. Ons gaan vanmôre by die tweede gedagte uitkom, dat vir hulle wat sy vredes aanbod, deur genade hulle eie gemaak het, met ander woorde, vir hulle wat gered is daar nou blywende vrede, te midde en ten spyte van omstandighede. En ek dink hierdie gedagte gaan u baie versterk vanmôre, want u sien dit is belangrik om hierdie waarheid raak te sien. Kinders van die Here dink as hulle gered word, dat hulle nooit weer probleme gaan hê nie. Omstandighede gaan vir hulle altyd gunstig wees, hulle gaan altyd hierdie stilligheid in hulle gemoed ervaar en hulle gaan nooit bekommerd wees nie, daar gaan nooit probleme in hulle huis wees nie, hulle kinders gaan gehoorsaam wees, hulle gaan 'n goeie bevordering by die werk kry, 'n goeie salaris en baie predikers bied dit vandag vir mense aan en dan begin hulle die teenoorgestelde beleef en dan begin hulle twyfel. Ken ek werklik die Here? Behoort ek aan hom? As ek aan hom behoort en hy's 'n liefdevolle Vader, hoekom beleef ek hierdie dinge? En hulle stoei nader aan so met hulle self dat hulle geen vrede en blydskap in hulle harte meer beleef, soos die Bybel dit vir ons bedoel het nie. Daar is hier en daar sulke oomblikies wat hulle ervaar, maar die oorgrote meerderheid van die tyd is maar stryd en las en onvrede. Ek wil vanmôre vir jou uit die skrif kom bemoedig dat die vredevors in die eerste plek aan die kruis gesterf het om vir ons van ons sonde vry te maak. En watter groot geskenk bied Christus ons net nie die dag toe hy ons kom red het nie. Maar hy wil ook vir ons blywende vrede gee, te midde van die stryd op hierdie bose aarde, waarop ons onsself bevind. Iemand het eendag die volgende gesê, hulle sê die vrede wat die wêreld ons gee, is die vrede van ontvlugting. Dit is 'n tydelike vrede wat gekoop word deur konfrontasie te vermy, deur goed vir myself te verkry, en deur hierdie tipe van illusie, of hierdie beeld te kom skep, dat alles met my goed gaan, terwyl dit tog nie so goed gaan nie. Die vrede wat Jesus gee, is nie die vrede van ontvlugting nie, maar van oorwinning. Dit is 'n vrede wat geen konflik of probleem ons ooit kan ontneem nie. Al het ons nie wat die wêreld ons bied nie. Al het ons nie al die rykdom en roem en al die aansien wat mense vandag as belangrik beskou nie, kan ons nog steeds die vrede van God beleef wat alle verstand te bowe gaan. Ons probeer nie ontvlug om die vrede te beleef nie, te midde van ons omstandighede beleef ons die vrede. Ons het nie onvrede wanneer dinge nie altyd gaan soos ons wil hê dit moet gaan, of wanneer ons nie het wat ons graag wil hê nie. Nee vriende, 'n kind van God se vrede is te midde van die omstandighede. Daarom sê die Here Jesus so baie duidelik daar in Johannes 14:27 vir sy disippels. Jy moet onthou, hy sou nou gevangene geneem word, hy sou gekruisig word,
Die disippels sou uitmekaar gejaag word. En nou kom die Here Jesus te midde van hierdie dinge wat vir sy disippels voorlê, hierdie rowwe omstandighede wat hulle gaan beleef, kom en hy sê vir hulle: Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek kyk baie keer na ongeredde mense wat die Here nie ken nie, en ek sien hoe hulle gemoedere eintlik fluktueer. Dan is hulle geweldig bly en opgewonde, dan sal hulle ewe skielik, kom ons praat maar die Engelse gedagte van down in the dumps, en dan sal hulle weer op en af, en so beleef hulle 'n rollercoaster lewe. En dan kyk ek na kinders van die Here wat die Here ken en liefhet. Ja, hulle beleef ook moeilike tye. Hulle gaan ook deur stryd, finansiëel, liggaamlik. Stoei baie keer met sonde, kinders, familie, vriende, in die buurt waarin hulle bly. Maar jy beleef iets van 'n konstante vrede wat hulle beleef, omdat hulle vrede nie gekoppel is aan die omstandighede nie, maar hulle vrede geanker is in die gewer van vrede, die skepper, die God van hemel en aarde wat in sy seun vir ons verlossing kom bied. Hoor wat staan hier? Hy sê vir sy disippels: Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle. Die Here weet hulle gaan uitmekaar uit gejaag word, hy weet hulle gaan vervolg word, en hy weet dat omtrent elkeen van hulle 'n marteldood gaan sterf, en hy sê nog steeds vir hulle: Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Want die vrede wat ek julle gee, is vrede wat stand hou te midde van die omstandighede. Het u gelees van Abraham in Genesis 22? Die Here stel hom op die proef om sy seun Isak te gaan offer, en wat sê die Bybel? Is Abraham besig om te redeneer met die Here? Vers 3 van Genesis 22 sê: Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en gaan doen wat God vir hom gesê het. En Romeine 4 leer vir ons die rede waarom Abraham so gehoorsaam was aan die Here. Die Bybel sê hy het nie verswak in sy geloof nie, want hy het vrede en rus in die Here gehad, dat God in beheer is van sy lewe. Die Here gaan nie van my en jou vra om ons kind te offer nie. Ons weet die Bybel is klaar geskryf, en ons kan leer uit die lewe van Abraham hoe sy geloof dan standhoudend was te midde van die groot uitdaging. Maar Abraham het so geglo in God dat selfs in hierdie situasie hy nie in onvrede verval het en in rebellie opgestaan het nie, maar God geglo dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Daniël in die leeukin. Ag vriende, onthou u dat toe die koning hierdie brief uitgee dat niemand na 'n ander God mag roep of tot 'n ander God mag bid nie, behalwe sy God wat hy gemaak het nie. In die oomblik as hulle doen, sal in die leeukuil gegooi word. Wat doen Daniël? Die Bybel sê dieselfde dag, toe hierdie gebod uitgevaardig is, toe gaan Daniël in sy kamer en hy maak sy venster oop en hy bid 3 maal op 'n dag. En die Bybel sê, hoor hierso, en hy 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Verstaan u? As jy kind van God is, kan jy te midde van jou omstandighede vrede beleef, te midde van die dreigemente, te midde van die verval van die wêreld en die boosheid wat ons tans beleef. Jy sien, as jy vrede met God het, dan ontstig en ontseën nie die omstandig jou nie elke keer nie. Wanneer jy vrede met God het, dan weet jy, my God is die soewereine God, die skepper en heerser van sy heelal, en ek is in sy hand, en wat ook al moet my gebeur, dit gaan my nie net ontseën nie en ontstel, en ek gaan in rebellie opstaan, en ek gaan in hierdie diepe gat van depressie verval nie. Nee, ek gaan die lewe in die oë kyk en weet, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Dawid, dink aan hierdie besondere koning. Hy word gesalf as koning en Saul begin hom vervolg, want op daardie stadium was Saul nog koning, ongehoorsaamheid teenoor God het God sy koningskap weggevat. Saul wil nie erken dat God sy koningskap weggevat het nie. Dawid word gesalf as koning, Saul probeer nou vir Dawid doodmaak, en hoor wat sê Dawid in Psalm 4 vers 8. Groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Vers 9. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Dit gryp my aan my hart as ek hierdie goed lees. Hierdie man vlug vir Saul en hy sê, luister, ten spyte daarvan is die vrede wat God in my hart gee, groter as wanneer ons 'n rekord oes insamel. Dis groter wanneer ons hierdie oes insamel en die vreugde wat dit bring, wanneer ons sien dit was suksesvol.
Die Here se vrede is vir my meer en belangriker en beteken vir my meer as al hierdie aardse rykdom. Hy sê ek gaan lê en ek raak aan die slaap. En ek dink by myself, Saul vervolg hom. Saul wil hom doodmaak. Dawid, hoe kon jy net aan die slaap geraak het? Want hy sê, God se vrede is sy deel. Dit beteken nie, vriende, dat daar nie miskien 'n aand of twee of baie keer tye gaan kom waar ons sukkel om te slaap weens omstandighede, siekte, miskien kwessies waaroor ons bid of waaroor ons bekommerd is nie. Maar ek wil vir u sê, hoe meer ons dit na die Here vat, hoe groter word sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Paulus in die tronk. Jy kan maar gaan lees daar in Handelinge 16 vers 25. Hy en Silas is stikkend geslaan, onskuldig. Stikkend geslaan, gearresteer, in die binneste gevangenis gewerp. Hulle voete is aan blokke vasgemaak. En die Bybel sê omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Ek wil hê jy moet let op hierdie woorde. In die moeilikste van omstandighede sing hulle lofliedere en hulle bid en die gevangenes luister na hulle. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kind van God is, kyk die wêreld na jou. Hoe hanteer jy moeilike situasies? Hoe hanteer jy die uitdagings in Suid-Afrika wat ons tans beleef? Hoe leef jy te midde van al hierdie uitdagings? Is jy net soos die wêreld, kla, murmureer, is opstandig, blameer amper die Here vir alles, of is jy daardie een wat sê, ek vind my rus in Jesus. Hierdie diep, vermoeide siel van my, vind rus en vrede in hom, al is die omstandighede hoe duister rondom my. Onthou, ander kyk na jou, sodat jy ook kan leer om Christus te eer, en dan sy vrede uit te leef, te midde van 'n bose wêreld. 'n Laaste ou versie wat ek vir u wil gee, kom daar uit Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Luister, in die wêreld sal ons verdrukking hê, die Here sê vir ons dit vooruit, dat dit nie vir ons 'n verrassing sal wees nie, dat ons nie onkant of onverhoeds daardeur betrap sal word nie, maar hy sê, te midde daarvan, sal julle in my vrede hê. Waarom? Want ek het die wêreld oorwin. Omdat Christus alreeds oorwin het, sal ons ook oorwin, en in hierdie stryd, en in hierdie pad na die volmaakte, wanneer ons hom in sy heerlikheid sien, vriende, kan ons vrede beleef. Romeine 15:13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Daarom pleit ek by jou, dat jy in hierdie môre vas sal staan, in hierdie kosbare vrede van die vredevors, wat hy alleen kan bring, te midde van omstandighede. En onthou, halleluja, die 265, lees hom, daar die koorgedeelte net weer. Harte wat vertrouend, stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede en rus. Groete vir u, mooi dag verder, tada.